Brussels in België is veel meer as net 'n historiese hoofstad. Dit is die politieke hart van Europa, die tuiste van die Europese Parlement en die Europese Kommissie. As gevolg van die politieke invloed lok Brussels groot gemeenskappe van beleidsmakers, diplomate en ander invloedryke mense van reg oor die wêreld. Hierdie deel van die stad, bekend as die Europese kwartier, wemel van belangrike mense. Maar onder die prestige en die produktiwiteit dra baie mense hoë vlakke van spanning, druk en eensaamheid. Christine en haar suster Emma is deel van daardie gemeenskap, maar hulle dien ook 'n veel dieper doel. Ons het bediening nog altyd as deel van ons roeping gesien en nie iets aparts nie. Soos wat hulle loopbane gebou het, het hulle die menslike lewenskoste in die Europese stadswyke begin raak sien. Op 'n stadium voel dit of werk en loopbaan hier 'n soort godsdiens op sigself is. En mense skep 'n identiteit rondom werk. Wanneer iets gebeur, as daar 'n terugslag in die professionele lewe is, dan begin dinge wankel. Vriende en kollegas het begin vra. Op 'n stadium het kollegas ons gevra, waar kry julle jul krag in hierdie oomblik van hoë intensiteit, hoë druk vandaan? Hoe bly julle so kalm? Dit was die oomblik toe ons hulle van die bron van ons krag kon vertel. Uit daardie gesprekke het 'n idee vir 'n unieke bedieningssentrum in die Europese stadswyke begin groei. Hulle het dit Living Well genoem, 'n gesondheids- en welstandsentrum wat ontwerp is om die hele persoon te bedien. Mense kom vir massering, stresverligting en gesondheidswerkswinkels, maar hulle ontdek dikwels baie meer. Daar is 'n groot nood, en nie net vir die fisiese pyn nie, maar ook in die emosionele pyn as ook geestelike pyn. Paula het voorbeelde gegee van baie besoekers wat positief deur die sentrum beïnvloed is, maar sy onthou een in besonder wat vir haar uitgestaan het. Hy het gesê dat hy van die oomblik wat hy by die sentrum aangekom het, iets anders gevoel het. Skielik het hy oopgemaak en hy het begin huil en hy het begin deel. Ek het besef dat ons soms tussen mense kan wees, maar ons weet nie wat ander mense dra nie. Ek glo dat daar 'n sending hier in die sentrum is, dat dit meer is as om pyn te verlig. Dit is om hoop te gee. In 'n stad waar baie mense eensaam voel, het Living Well 'n plek van vrede en verbintenis geword. Daardie gevoel van gemeenskap is veral sigbaar tydens geleenthede soos aandkoorklasse. Gemeenskapslede, baie sonder 'n kerkagtergrond, kom bymekaar om gesonde, plantgebaseerde maaltye saam voor te berei. Die eerste ding wat mense raak sien, is jou leefstyl. En dan begin hulle vra. Kos is dikwels die eerste gesprek. Waarom eet jy so? En hoe hanteer jy stres? Hierdie vrae maak deure oop. Vir baie stede reg oor die wêreld is hierdie benadering noodsaaklik in 'n baie sekulêre omgewing. Vir iemand wat sekulêr is dit amper onmoontlik om hulle na 'n kerk te nooi. Ons moes 'n plek vind waar hulle eers 'n verbintenis kon maak en by 'n gemeenskap kon inskakel. Hier word geloof gedeel deur teenwoordigheid, nie deur druk nie. Ons is nie haastig nie. Ons is hier om vriende te maak. Dan sal die Heilige Gees die res doen. In die hart van Europa se magskorridor bied Living Well 'n ander soort invloed. Een gewortel in deernis, dienslewering en hoop. Bid asseblief vir die Living Well span, vir die vrywilligers wat dien en vir elke persoon wat deur hierdie deure stap. En bid dat sentrums soos hierdie sal aanhou skyn as ligdraers van hoop in stede reg oor die wêreld.